Praat met jou vandag oor die haan wat op die kerktoring staan. Daar is net sekere klanke of reuke, né? Reuk wat jy optel in jou neus, of sekere trigger points wat jy onmiddellik terugvat na 'n gebeurtenis in jou lewe van goed wat gebeur het. Nou op die 29 September 2023 was ek in Keenan, so 2 blokke hier van die kerk af, in 'n massiewe motorongeluk toe iemand 'n stopstraat spring. En Keenan het gelukkig nie gejaag nie, wat hy regtig nooit doen nie. En al 7 lugsakke van die Audi A4 het net ontplof. En dit was 'n geweldige oomblik, en toe daai oomblik afspeel, daai klanke, daai harde knalgeluid, ek het dit nie geweet nie, maar 'n lugsak het die klank van 'n .22 ronde wat afgaan, so maal 7, maal die klank van die impak van die ongeluk. Dit was verskriklik, en toe sy woorde, hy sê, Dada, is jy okay? Hy het eers dit reg gekry om te praat. En toe sê ek, ja my seun, is jy okay? In Petrus se lewe was daar ook hierdie oomblik, toe die haan kraai. Dis 'n baie jeus haan daai. Wie van julle het al gebid dat 'n haan net sy bek kan hou? Kan ek gou sien? En wie van julle se gebed was geantwoord? Ek het so gedink, niemand nie. Dis net one of those things. As 'n haan eers kekkel en kraai, dan maak nie saak, en partykeer het hulle tor afgeval, dan doen hulle 3 uur in die oggend. Regtig? Maar as die haan kraai, vir jou is dit dalk as iemand praat, of iemand iets sê, of iemand 'n ding opbring, of hopelik is dit nie as jy vir jou vrou sê, my ma se kos was lekkerder as joune. Hier aan die moeilikheid. In Lukas 22 vers 60 is hier 'n oomblik wat afspeel. Petrus antwoord die diensmeisie en hy sê vir haar, but Peter was adamant. Listen, I don't know what you're talking about. Don't you understand? I don't even know him. While the words were still in his mouth, the rooster crowed. At that moment, the Lord, who was being led through the courtyard by his captors, turned around and gazed at Peter. All at once, Peter remembered the words Jesus had prophesied over him. Before the rooster crows in the morning, you will deny 3 times that you even know me. Peter burst into tears, ran off from the crowd, and wept bitterly. Daar is net tye, kere, plekke, waar daar sekere woorde deurkom, wat jou net terugvat na 'n oomblik toe. Ek onthou die woorde wat iemand my eendag bel en vir my sê, Houston, we have a problem. En wanneer daai oomblik afspeel, dan besef jy het mense teleurgestel, jy het mense geval, jy het dalk jou vrou geval, of jy dalk jou man geval, jy het jou kerk geval, jy het dalk jou ouers geval. En dit is sleg. Ek en Glenna het dit met 'n fout reg gekry om die verkeerde week te boek in Plettenberg Baai. Hulle noem dit die Rage Week. Op 'n stadium sê Glenna vir my, "Jessie liefie, ek weet nie van jou nie, maar ek voel soos 'n ou tannie in hierdie see." Sê ek, "Luister, jy's net so mooi soos die enig van die jong poppies." Julle kan my hande klap, ek het 'n mooi vrou. Ek wil vandag dit sê. Ek was skaam, teleurgesteld, toe ek op baie strand is en ek sien hoe mamas en papas betaal het vir hulle kinders om op hierdie Rage Week te wees. Ek wil vanoggend sê, daar's geen fout daarmee. Papas en mamas, luister vir my baie mooi, daar's geen fout daarmee, dat jy vir jou kind sê, nee, ek weier, dat jy na daai wil toe gaan.
Ek haal my hoed vir jou af. As jy dit kan regkry om vir jou kind, maak nie saak wat se tantrums hulle gooi nie. In Afrikaans is dit 'n vloermoer. Regtig, gaan Google dit. Ek gee nie om wat se vloermoer hulle gooi nie. Ek wil vir sê, en toe ek al na met mense wou praat, te bevestig hulle, dis regtig net 'n Sodom en 'n Gomorra wat losbreek. Die laaste dag wat ons swem, sê Glenna vir my, kan jy dink, hier is so tranquil see, en is so lekker, en ons het verskriklik lekker gegoef, en sy sê, kan jy dink, daar's nou 'n haai in hierdie see, kyk, hier is die oomblik, en ons vat so laaste dip onder die golwe, en ons loop so uit die water, hier staan al die lifeguards op die kantlyn, blaas vletjies, ons sê, wat gaan nou aan? Nee, sê, daar's 'n haai in die see, ja, ons het nie weer die vakansie geswem. So. Maar ek vra mooi, vir tieners ook. Moenie jou ma en pa dwing om vir jou te betaal vir 'n Sodom en 'n Gomorra nie. Saleer jou ma en pa. Ek hou nog van mense wat guts het en kan sê, there's no way I'm going to do that. Amen. Nou luister, as mens maak ons foute, maar ek weet, ons is Benoni en die familiekerk, ons maak geen foute nie. Steek gou jou hand op en sê, ek nog nooit 'n fout gemaak nie. Nog nooit? Kom aan, moet iemand wees wat daarom net. No one. My hand is eerste op. Ons maak almal foute. Niemand kan sê ek doen nie, want Romeine 3 vers 23 sê, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons almal het gesondig. Ons het almal foute. Maar al maak ons foute, is Petrus se storie net 'n terugroep na herstel en God se genade op ons. Dank God vir sy genade. Luister, die haan se kraai het Petrus herinner aan Jesus se woorde. Jesus se woord wat ewig sal bly staan op elkeen van ons. Wanneer Jesus 'n woord uitspreek, dan besluit Jesus nie oor 'n volgende dag of oor 3 weke of 3 jaar later, ag, ek vergeet van my woord op jou nie. Jesus staan op sy woord. Lukas 22 vers 31 praat Jesus met Simon Petrus. Onthou julle, Petrus was ook Simon genoem. En Jesus roep hom en Jesus sê vir hom, Simon, kom hierso. Jesus sê vir hom, nou as Glenna vir my sê, Dion, bewe wanneer Glenna vir my sê, kry lewe. As iemand jou roep, Dion, met 'n uitroepteken, dan is daar definitief 'n oomblik van gesag. En Jesus kyk so na Simon en hy sê vir hom, Simon! Daar was duidelik iets dringends wat Jesus vir hom wou sê en hy sê vir hom, let op. Satan het God ernstig gevra dat hy julle soos koring sal sif. Let op. Satan het God ernstig gevra oor elkeen van ons. Hier staan die woord van God en hier staan die vyand en hy's besig om elke dag te kyk of hy jou nie tog net weg te kan laat gaan van die woord wat God op jou lewe het nie. En toe God het klaar, of Jesus het klaar vir Petrus sê, toe is die volgende woorde van Jesus, maar ek het vir julle almal gebid. Ja, want net so oplig en sê, ag, dankie Jesus dat u vir my bid. Romeine 8 vers 26 sê, die Heilige Gees tree vir my en vir jou in met onuitspreeklike versigtinge. As elke dag is daar oomblikke waar die Heilige Gees vir jou bid, wanneer die vyand kom en hy wil die woord van God wegvat en hy wil sien hoe jy sneuwel en val, dan kom die Heilige Gees en hy begin inspraak te gee en die woord sê, onuitspreeklik is die pleitoe, die parakletos is die Griekse woord, is dit 'n uitroep na God en sê, Here, genade op Dion, genade op Dion, genade op Dion. Vers 34 sê, Jesus Christus sit aan die regterhand van God, Romeine 8, en hy pleit vir jou by die hemelse Vader. You've got to be excited about that. Wie net vir die Here hande klap gee en sê, Here, dankie, that my name is known by God. Verstaan net, Petrus was Petrus gewees. Hy was nie die egoïstiese tipe mens gewees, met selftrots en het gedink, ek sal nooit val nie. Nou, hoe sal jy nou daaroor voel, as een van jou buddies, een van jou makkers,
as iemand vir jou sê, julle almal gaan my verraai. En een van jou buddies staan op en hy sê, weet jy wat nou, Jesus, ek gaan jou nooit verraai nie. En dan doen Petrus hierdie gruwelike fout. Hy sê, hierdie ander 11 disippels, hulle sal u nog verraai. Maar ek sal u nooit verraai nie. Jy al in mense se teenwoordigheid gewees wat so hierdie gevoel gee, ek is 'n bietjie beter as jy. Weet jy al? Gelukkig nie in Ekurhuleni nie, né? Gebeur nie hier nie. 1 Korintiërs 10 vers 12 sê, jy wat staan, pas op, dat jy nie val nie. Ek hou eerder vas aan die woord van God, en ek kom na 'n plek toe waar ek vanoggend sê, Here, mag die woord van God bly staan op my lewe. Toe die haan kraai, het hy die pynvolle staar van Jesus gehad wat gesê het, Petrus, daar kraai die haan. Ek wil vra, hoeveel maal ignoreer ons die Heilige Gees wat ons kom waarsku of wat met ons praat en vir ons sê, ek pleit by jou, moenie in hierdie sonde val nie. Ons droom baie keer, wie weet het al gehoor, iemand sê, ek het net geval in sonde. Jy het nog nie gehoor nie. Nog nie gehoor nie. Ek het net die gul gesien en toe ek my oë uitvee, toe slaap ek langs aan die bed. Nou die slaap is nie die probleem, is die wakker bly. My maat, die het dit beplan. Die het dit gedroom. Die kwyl het so by jou mond uitgeloop, so lus het jy gekry. En iemand het gesê, lus is 'n lelike ding. Jy beplan om jy droom om jy sien hom. Ons vra Jesus ook in oomblikke waar dit maar net vir ons oukei word volgens standaarde van die wêreld. Waar ons dalk ons geloof of ons godsdienst net laat gaan en dan stil bly ook baie keer 'n manier van waarop ek Jesus verraai. Wanneer die haan kraai, dan herinner dit ons aan God se woord wat ewig sal bly staan. Luister, jy het 'n woord op jou lewe wat Jesus uitgeskryf het en het dit vir jou vasgemaak aan die kruishout van Golgotha. Daar staan 'n woord op jou kop. Tweede ding is, die haan het gekraai en op 'n oomblik van teleurstelling. Daai penny drop oomblik waar jy weet, nou het ek aangejaag. Kyk, Petrus was 'n groot bek, né? Is nou nie 'n lekker taal om te gebruik van 'n kansel af nie, maar om nou vir te sê, is 'n groot mond, gaan nou nie lekker af nie. Hy was hierdie sangoon, hierdie uitermate ekspressie tipe mens wat geoorreageer het. Hy het baie keer gepraat en dan dink hy, wie van julle ken sulke mense? Jy mag nie aan hulle stamp nie. Hy was 'n ekstrovert. Hulle sê van Petrus, as hy ingeloop het in 'n stad, het die mense aan die ander kant van die stad geweet, Petrus het ingekom. Hy was just 'n big mouth. Petrus was mos een wat, toe een van die soldate Jesus offend, te nakom, toe gryp Petrus sy swaard en hy kap hy ou se oor af. Dit was net Petrus, hy was altyd hierdie ou wat eerste, en hy is ook die een wat Jesus die eerste verraai. Die haan se kraai was die klank van sy fout. Maar gelukkig was Petrus se fout nie die einde van sy storie nie. Ons het almal gesoog onder druk, foute gemaak, verkeerd gereageer. Druk maak dit ons baie keer die verkeerde besluit te maak, selfs sondige foute maak, gladde plekke beleef. Wees versigtig vir die gladde plek in jou lewe, veral as jy swak voel. Moenie vir my sê jy wil straat-evangelisasie gaan doen as jy weet jy het 'n swakheid in 'n paar areas nie. Bly weg van 'n bar af as jy weet jy gaan in 'n bar nie kan bly staan nie. Wees versigtig om jouself oop te maak vir plekke wat jy weet die vyand gaan jou vat. Die haan se kraai het Petrus teruggegryp na 'n plek van erkentenis en absolute bewustheid, ek maak ook foute.
Kan ek gou jou hand sien as jy bereid is om net jou hand op te steek en sê, Here, ek maak ook foute. Kan ek gou sien? Hou jou hand so op. Almal steek hulle hande op. Jy kan maar weer jou hand laat sak. God laat partymal oomblikke toe wat ons ontbloot in ons swakhede sodat ons terugdraai na hom toe of dalk net weer besef hoe nodig ons God het. As jy jou fout gemaak het, jou teleurstelling beleef het, as sekere goed in jou lewe gebeur het, en die haan hou aan kraai in jou lewe, kom na 'n plek toe waar jy besef, Here, ek het U teleurgestel, dit het gebeur. Ek het 'n fout gemaak. Toe die haan kraai, die woord sê, toe kyk Jesus na Petrus. Een van die mees kragtigste oomblikke wat aanbreek in Petrus se lewe was, toe Jesus so wegloop en hy hoor die haan kraai, en die woord sê, hy het omgedraai, het gestop, en hy het gekyk. En toe hy so met Petrus oogkontak het, tel agtergekom as jou pa vir jou kyk, is partykeer 'n wille kyk, is partykeer 'n kwaai kyk. As jou ma vir jou kyk, dan weet jy, Here Jesus, hier's moeilikheid. En toe Jesus so vir Petrus kyk, toe wat gebeur? Toe is dit nie woorde van I told you so nie. Yes, dan was sleg as iemand vir jou sê I told you so. Ja, voel hom 'n hoenderkop, né? Ek moes vir jou gesê. En toe Jesus so stop en hy draai om en hy hoor die haan kraai en hy soek so vir Petrus en sien daar staan Petrus. Toe sit genade uit Jesus se oë uit. Toe kyk Jesus om en Jesus sê vir hom, ek het jou lief. Ek vergewe jou. Dis 'n mislukking oomblik, is 'n val oomblik. Dis 'n plek waar hy gedink het hy staan en hierdie geval en Jesus kyk so na hom oor die skare terwyl hy self gevang is. En Jesus sê vir hom, ek like jou man. Dis 'n plek waar Jesus hom terugroep met hand van genade. Jy sien, Jesus het Petrus se hart geken. Ek dank God, hy ken ons harte. Maar as ek jou vandag moet vra, wie van julle het intentionele fout gemaak, en gaan ek dink, gaan baie van ons sê, dit is genuine net gebeur. Ek het 'n fout, 'n swak oomblik gehad. Maar as iemand weer terugkom en vir Jesus kan sê, ek het dit nodig, dis die plek waar Jesus ons wil hê. Wanneer Jesus ons val, dan draai hy nie weg van ons af en los ons en loop nie. Hy staan stil, hy stop, hy kyk, want hy is besorgd oor my en jou. Die woord sê, hy klop aan ons deur, hy roep jou. Hy sê, as jy vir my gaan oopmaak, gaan ek inkom, ek gaan met jou maaltyd kom hou. Dit maak nie saak wat se teleurstelling jy was op 'n oomblik toe die haan kraai nie. Jesus kyk na jou en hy sê, ek het nog nie vergeet van my woord op jou lewe nie. That's Jesus. Die woord sê, Petrus het bitterlik geween. Sy berou was die begin van 'n restaurasie en herstel. Petrus se trane was nie trane van hartseer en skuldgevoel, hy's uitgevang nie. Dit was trane van jammer en vergifnis. He wasn't in denial. Ware skuldbelydenis, ware vergifnis, is dat jy bereid is dat daar transformasie in jou moet begin, 'n hartsverandering. En partykeer is dit seer, is moeilik, maar jy kan nie dieselfde mens bly en wees wat jy was, voordat jy by Jesus uitgekom het nie. As die mens wat jy was, voordat jy by Jesus uitgekom het nie. Wanneer Jesus in my lewe instap, dan verander ek boots and all. Amen? Inside out. Kan jy amen sê? Korintiërs skryf Paulus en sê, ek is 'n nuwe skepsel, die ou ding net verbygaan. Hy sê, kyk, alles het nuut geword, maar ek het nog 'n paar ou slegte gewoontetjies aan my. Ja? Nee. Alles het nuut geword, dan beteken dit, ek kom regtig na liggaam, siel en gees, en ek gee my alles oor vir Jesus. Petrus het nie vir ewig weggehardloop van God af nie. Hy het teruggedraai na Jesus toe en toegelaat dat God hom herstel, dat God hom restoreer. En luister, ek wil vanoggend vir jou sê, it's sometimes not so easy when God is busy grinding out all those ugly stuff in your life.
But you got to let God be God in your life en sê, Here, kom herstel my, kom bring my. Create in me a clean heart, O God, sê Psalm 137, let me be like you in all my ways. In Johannes 21 is daar 'n oomblik wat afspeel. Ek sien net hoe sit die disippels so by mekaar. En Jesus vra vir Petrus, Petrus, het jy my waarlik lief? As ek net vanoggend vir jou moet vra, het jy Jesus waarlik lief? Dan dink ek, gaan jy vir my sê, of course het ek Jesus lief. En Jesus laat so 'n oombliekie verbygaan, en hy kyk weer so vir Petrus, hy sê, Petrus, hey, Pella, het jy my waarlik lief? En Petrus besef, ja, is nie die tweede keer dat Jesus my op die spot sit hier voor almal, en hy antwoord weer, ek dink redelik vinnig, want dit was sy persoonlikheid. Hy sê, ja, Here, jy weet dat ek jy lief het. Dan gaan nog so 'n oombliekie verby. En Jesus vra vir Petrus, Petrus, jy my genuine lief. Ek dink Petrus het op daai oomblik besef, Jesus kyk na hom, en Jesus roep nie 'n verlede op 'n haan wat gekraai het nie. Jesus kyk na hom, na 'n toekoms wat lê en wag, en Jesus sien raak wat Petrus gaan moet word in sy kerk, en Petrus kyk met autoriteit na Jesus, en hy sê vir Jesus, Jesus, U weet dat ek U lief het. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, op jou, Petrus, gaan ek my kerk bou. Ek verander jou naam, jy word Petrus, en op jou gaan ek my kerk bou, want Jesus het iets in hom raak gesien. Ek wil die vraag vra, wat doen ons wanneer die haan kraai? Elkeen van ons het 'n haan kraai oomblik, tye en kere wanneer ons kortval van God se verwagting op ons, maar hoe ons reageer, dit is dit wat saak maak. Kan ek asseblief vra die band, dat julle vir my so opkom? Eerste wat ek vir jou vanoggend wil sê is, erken jou fout, erken jou sonde, erken jou teleurstelling, erken die plek van waar jy was, toe daar 'n haan gekraai het. Don't bail out, don't run away, come back to God en sê, Here, hier is ek. Ek sê, gee my eerder iemand wat sy foute kan erken, as iemand wat in ontkenning leef. Bely jou sonde en draai terug na Jesus. Moenie jouself kastei nie, en moenie weghardloop van Jesus af nie. Staan op, daar's 'n pa wat vir jou wag met oop arms. En die koning Vader sê vanoggend, come back to me. Nie dat ek jou kan kastei en jy kan oordeel en jou kan straf nie, maar sodat ek vir jou liefde kan bewys. Die woord staan altyd vas, ouens. Kan jy amen sê? Daar's teleurstellings wat groot was, maar Jesus staan stil, hy stop, hy kyk, en ek wil jou vanoggend vra, laat God toe om jou te herstel. Probeer hierdie sinnetjie onthou, ek weet nie of jy op die bord is nie. No failure is final when God is involved. No failure is final when God is involved. Speel vir ons.